Die stryd is die joune nie, maar die oorwinning is. The battle is not yours, but the victory is. In 2 Chronicles chapter 20, we read that King Jehoshaphat received some distressing news. Messages came and they told him that a massive army of 3, not 1 or 2, but 3 nations had conspired and they are coming up against him. In 2 Chronicles chapter 20 verse 2, they are called a vast army. The Message translation calls them a huge force. They were closing in fast. I don't know whether the people of Judah and Jerusalem could hear the footsteps of this army as they were approaching and already had entered through En Gedi. Maybe you have had news like that as well. Your life is going along as normal, not great maybe, but not bad either. And then you find out that something unexpected, something unplanned for is about to rearrange your life. And suddenly you become aware of footsteps approaching. Your life is being shaken. Someone who you love is in an accident, or you get an unwelcome diagnosis, an expense you hadn't counted on that drains your savings, or one of your children makes a bad choice and he's so alive. A valid relationship comes to an end and you feel to blame. It could be these or a number of other things, but whatever the case, it is for you like it was for Jehoshaphat. A vast army is coming against you and you don't know what to do. This news alarmed Jehoshaphat. He was distressed. He was afraid. He knew that he would not be able to withstand the force of these 3 nations and the coming invasion. There was no time to mount a resistance, and even if he did, he didn't have the firepower to withstand this army. But what he did have was prayer. He calls a prayer meeting. And what is interesting, dear friends, we read that the whole assembly of Judah, the whole assembly of Judah, children, parents, grandparents, everyone associated with Judah, they came together to seek help from the Lord. As ek maar goed is in ons sien, Want as dit in ons tyd was, sou daar seker 10 mense opgedaag het by die gebedsessie. Nee, ons het ander goeders om te doen, ons kan nie nou bid nie. Dis die waarheid, Sean, ons het dit mos gesien. Hulle het geen van die tegnologie wat ons het nie. Daar is die WhatsApp en Twitter en Facebook en al die dinge wat ons vandag het nie, en tog as die boodskap uitgaan, het die een mens in hulle huis gebly nie. Hulle het almal saam gekom om te bid. Want hulle het besef dat gebed al ding is, al wapen is teen die menigte wat teen hulle optrek.
Maar is baie wat ek wonder hoekom ons gemeenskappe lyk soos wat dit lyk. Ons hou pragtig kerk op 'n Sondag. En dan gaan ons huis toe en ons sluit ons agter ons pragtige deure toe. Ons gemeenskap lyk seker soos wat dit lyk omdat ons die krag van gebed nie meer sien nie. Is dit dalk 'n wonder dat die eerste plek waarna Jesus gaan, nadat hy sy intog in Jerusalem neem, is dat die tempel waar die mense besig is met geld maak, en hy sê vir hulle, my Vader se huis is 'n huis van gebed. Is dit miskien omdat ons die krag van gebed vernalatig? Maar hierso sien ons die hele Juda en Jerusalem trek op. And in his prayer, Jehoshaphat cried out to God. Disaster has come upon us, he said, and we stand before you, cry to you in our distress, and we believe that you will hear and save. Oh God, will you not come and help us? For we are powerless against this great force that is coming against us. God, we do not know what to do. But we will fix our eyes upon you. En dan kom daar stilte. In 2 Kronieke 20 vers 13 lees ons dat die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders, het daar voor die Here gestaan. Niemand het rond gekyk nie. Niemand het dit as 'n show beskou nie. Hulle almal staan eendragtig in eensgesindheid voor die Here. Almal van hulle so broos en weerloos en magteloos. Hulle is nie gelyke vir die swerm wat teen hulle opgekom het nie. En terwyl hulle nog so staan, word die stilte in die gemeente onderbreek as die gees van die Here op die Lewiet Jagasiel kom in die gemeente. En God begin met die gemeente deur hom te praat. En dit is wat die Here vir hulle sê: luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat. So sê die Here vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Die res van die verhaal in 2 Kronieke 20 wys vir ons hoe Josafat en Juda gehoorsaam is aan die opdrag van die Here en hoe God sy mense verdedig en tot hulle redding kom. Ons lees hoe die magte, die 3 nasies wat teen Juda opgekom het, deur 'n gees van verwarring vasgegryp word. Hoe hulle skielik teen mekaar draai. Hoe hulle mekaar begin uitroei. Koning Josafat en sy mense het nie eers 'n vinger gelig om hulle self te verdedig nie. Daar was nie 'n nodigheid om dit te doen nie. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het eenvoudig in opdrag van God gestaan en gekyk hoe die Here die stryd namens hulle stry en wen. Die vraag is, wat het 2 Kronieke 20 met Palmsondag te maak? Wel, in 2 Kronieke 20 vers 21 lees ons, Josafat het by die volk oorleg gepleeg en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruit geloop in hulle gewyde klere en die Here geloof by die woorde: loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Josafat neem die sangers, sy koor, en hy sê vir hulle, ons het al reeds van die Here gehoor. Die gewapende manne loop julle agter.
maar ons gaan die koor laat voorloop. En ons gaan vir hulle 'n loflied van oorwinning en dankbaarheid laat sing. Ons het nog nie gesien wat die Here gesê het nie, maar ons glo dit. Ons het nog niks gesien van die oorwinning nie, maar ons loop in dit. So ons sit die gewapende manne agter ons, en die mense wie kan sing, sal voor ons in hulle koortoga stap, en al wat hulle sal sing is, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dis natuurlik 'n verwysing na God se getrouheid aan sy verbond. Hierdie mense het geglo dat as God iets gesê het, is dit gedaan. Is dit afgehandel. Want God is getrou aan sy verbond. Hy het beloof en hy sal sy belofte nakom. Wat 'n ongelooflike wyse om die vyand tegemoet te loop. Op die oorlogsgrond, op die strydgrond. Ek wonder of hierdie ouens, die 3 nasies gewonder het, wat gaan aan? Ons kom met swaarde en ons kom gewapen. Ons kom met ding, dit is om julle te wipe en hier kom julle en julle sing, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hulle kon geklaai het, hulle kon van bekommernis na mekaar gedraai het, hier is geen angs nie, hier is absolute vertroue in God en sy getrouheid. En luister net mooi, in 2 Kronieke 20 vers 22 staan daar, juist toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle onder hulle bewerk. Dieselfde oomblik, terwyl hulle seker nog gelag het en mekaar gespot het en gesê het, die gaan 'n maklike job vir ons wees, toe verstaan hulle nie die krag van lofprysing nie. Dit begin met die krag van gebed en dit eindig met die krag van lofprysing. Ons kan ongelukkig nie uit die Bybel uithaal die juist toe nie, want op dieselfde oomblik, when these people sang praises to God, toe hulle die Here begin loof en eenvoudig sê, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Toe kom daar soveel verwarring in die vyand se geleedere, dat hulle op mekaar draai. Jy kan dit nog steeds vandag doen. Daar is 'n menigte wat teen jou optrek, daar is soveel wat teen jou is. En nou besluit jy, ek gaan 'n loflied sing. Jy besluit, ek gaan die Here loof in die pyn, ek gaan die Here loof in my trane, ek gaan die Here loof in my onsekerheid. I am going to sing the praises of God. I'm going to continue praising Him. Weet jy wat? Dit aktiveer iets in die hemelruim, as jy die Here kan prys, as jy die Here kan loof, nie teenstaande, en God sorg. Hierdie lied wat hulle sing, is die eerste woorde van Psalm 118. En weet jy wat, dit is dieselfde Psalm wat die mense sing as Jesus sy intog by Jerusalem neem. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Dit is die woorde wat die mense skree as Jesus by Jerusalem inkom. Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar nadat hulle die Pasga-maaltyd geniet het, die Pasmaal geniet het, net voordat hulle Getsemane toe is, dat die Olyfberg toe, het Jesus en sy disippels, Jesus wat weet wat kom, het hy ook heel waarskynlik Psalm 118 gesing. In die donkerste oomblik van sy lewe sing hy 'n loflied. It may not look like it, but the very first Palm Sunday was the day
that Jesus came riding into the battlefield. This was an act of provocation. It was deliberate, it was intentional, and it was meant to strike a chord. Jesus came riding into Jerusalem. He had an ancient score to settle. It was about to come down to a showdown. He's entering the heart of darkness. He's moving into enemy territory. He's poking the bear, refusing to let sleeping dogs lie. He's carrying the battle with evil to its own soil, even giving it home ground advantage. Long before this, at the dawn of time, the great dragon, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world, according to Revelation 12 verse 9, entered Eden and deceived Adam and Eve with intent to harm. Jesus himself called him a thief, and the thief, he said, comes only to steal and kill and destroy in John 10 verse 10. That is Satan's only purpose. And when Satan was done, our first parents stood before God guilty and ashamed and undone. Sin had entered their hearts, and with sin always comes death. But God is the giver of life, and that day God made a promise. It was a threat to Satan. He says, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. You will strike his heel, but he will crush your head. And now Jesus is walking right into the snake pit, knowing full well that he would be bitten by the snake, but doing it all the same because that's why he came. John says in 1 John 3 verse 8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Jesus is walking face first into the prophesied enmity. But he's got a score to settle. He was going to battle on our behalf. He was making himself vulnerable so that we could be victorious. He was putting himself in harm's way. Take hell's journey so that you can be set free from hell. He knew that our battle for freedom is not against flesh and blood. It's not against the Jewish board. It's not against the Pharisees, the Sadducees. It's not against the lawyers. It's not against Judas. It's not against the people shouting. It is not against the Roman Empire. It was against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ons kyk na Pilatus en ons kyk na Judas en ons kyk na die skrifgeleerdes en die fariseërs, maar hierdie stryd wat Jesus betree was en is nie 'n stryd teen mense nie. Dit was 'n stryd teen die magte en die kragte en die gesagte. Net soos wat God mense kan gebruik, gebruik die duiwel nog steeds mense. En ons kyk na die Jode en ons sê, ja, julle het vir Jesus gekruisig. Nee. Hierdie is 'n antieke stryd van vooraf. Soos wat dit met koning Josafat was, is daar 'n groot menigte magte wat teen ons aan die beweeg en optrek is. Weet jy wat, elke liewe dag is daar magte en kragte wat optrek teen jou. Jy kan dit nie sien nie. Maar het jy al gedink, al jy staan op met 'n lied in jou hart en dan skielik gebeur iets, dan voel jy net down. There's a spirit of heaviness that comes upon you. You can't explain it. Jy kan nie sê waar dit vandaan kom nie. Jy het vanoggend blakend gesond wakker geword en in teen 10:00 het jy 'n hoes en jou neus loop en daar's 'n krapperigheid in jou keel. Dan moet jy weet dit is die duiwel wat teen jou opgestaan het, want hy het geweet in daai dag het God iets besonders vir jou beplan.
Hulle beweeg elke dag rond. Maar elke dag as hulle na jou toe kom, ja, jou keel krap en jou neus loop. Ja, jy het 'n hoofpyn wat jy nie weet en verstaan waar dit vandaan kom nie. Probleme duik op teenoor jou. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, die krag van die bloed van die lam is nog steeds teenwoordig. By tye voel ons het nie opsies nie. By tye voel ons staan met die rug teen die muur en ons word bang en ons weet nie wat om te doen nie en ons vrees. En dan kom die woorde van God tot ons wat hy tot Josafat en die gemeente van Juda spreek. Hy sê, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. The battle is not yours. Die stryd is die joune nie, dit is God se. Toe Sondag baie lank terug by Jerusalem sy intog geneem het, het hy sy hakskeen opsetlik vir die giftige slang gewys. En die giftige slang sou hom aan sy hakskeen gryp. En soos wat die skrif dit stel, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Maar deur sy wonde het daar genesing vir ons gekom. Deur sy wonde het die duiwel nie verstaan toe hy vir Jesus aan die haksteen gryp, dat hy maar net ons genesing vrygestel het nie. Met dieselfde bebloede haksteen sou hy die slang se kop verbrysel. Met dieselfde bebloede haksteen sou hy uitroep aan die kruis, Tetelestai, dit is volbring, die oorlog is verby, die stryd is verby, die oorwinning is hier. Die strategie wat Jesus kies om vir ons te red is teenstrydig met enige menslike oortuiging. Hy staan soos 'n lam wat stom is voor sy skeerders. Hy verhef nie sy stem en hy spreek nie 'n woord van protes teen hulle nie. Hulle sou hom slaan, hy bly stil. Hulle sou hom gesel, hy bly stil. Hulle sou op hom spoeg en hy bly stil. Hy gee homself totaal en al aan die vyand se plan oor. En die slang het gedink hy het 'n plan. Die slang het gedink hy het die doodskoot gegee. Teen die einde van die week het die paar vriende wat nog daar was by die kruis, Jesus se lewelose liggaam van die kruis gehaal. Hy's in 'n graf gesit en die graf is verseël. Die slang het gewen. God se mense is verstrooid soos skape sonder 'n herder. As dit die wyse is hoe God vir sy mense veg, staan sy mense so lyk dit geen kans nie. As hy hulle helper is, dan is hulle verseker hulpeloos. But just imagine the surprise when the slain champion, the champion of champions, the undefeated, undisputed. He has never lost a battle. He came all the way from the glory realm. Yes, he was knocked out, but he was knocked down, he was not knocked out. And when he stood up, when our champion rose, when the dragon thought he had devoured him, and then suddenly our champion is spewed out, like Jonah from the great fish, because death could not hold its prey. And Jesus came forth from the tomb, his heel squarely fixed on the head of the old serpent.
The battle was the Lord's, as it always is, and He secured the victory on our behalf. And now neither sin nor death has any power over those who take their refuge in Him. He put Himself in harm's way to drive harm away. He made Himself vulnerable so that we could be victorious. In Jehoshaphat's day, when God had rescued them from the enemies, the people of Judah assembled again in the valley outside of the city. They went there to bless the Lord, and they called the place the Valley of Barakah, which means the Valley of Blessing. Psalm 118, as we said earlier, contains the words, blessed is the one who comes in the name of the Lord. That is in verse 26. The very next verse says, the Lord is God, and He has given us light. Bind the festal procession with branches up to the horns of the altar. And as though instructed by these early accounts, the people of Jesus, they gathered up leafy branches from nearby fields and threw them along His path up to the altar. And they cried out just like others before them, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Vandag kan ons seker niks minder doen nie. Saam met ons palmtakke het ons dankbare harte. Wil jy net 'n oomblik neem in hierdie diens en net die Here seën nie? Wil jy net 'n oomblik neem in hierdie diens en jou Here Jesus seën wie hom weerloos gemaak het sodat jy oorwinnaar kan wees? Hy wie skade oor homself laat kom het sodat alle skade van jou gedryf kon word. Hy wie jou hele vaart onderneem het sodat jy verlos en bevry kan word van hel. As jy 'n palm by jou het, ek het maar 'n klein palmpie. As jy 'n palm op hierdie oomblik by jou het, wil jy dit oplig? Wil jy dit net wyf nie? Kom ons staan as jy 'n palm het, wil jy dit wyf en vanoggend net dankie sê? Wil jy nie saam met die skare in Jerusalem 2000 jaar terug sê, kom ons sê dit hardop, prys hom. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Amen. Die stryd is nie joune nie. Die oorwinning is. Kom ons gee die lof en die eer aan Jesus vanoggend.